En dan 'n bewys ook van dit wat die Here kan doen. En uiteraard gaan doen. En wil doen. So gee net 'n minuut. Nou daar's. Die video se naam is Transformations. Ek weet nie wie van julle dit al gesien nie. Iemand het dit al gesien? Nou die Transformation video gaan letterlik ek hoop maar hy werk, hy wys mooi. Ek wil net gou die plekkie kry waar ek sommer so enetjie vat. As was brought about through prayer. And God can do that for me. In the past. Nou vir julle wys. Honolulu was an extremely poor village. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, ignorance, witchcraft, cult, idol worshipping. In a few kilometers, we'll be entering the town of Almalong, the city's church. This is not a process of trying and alcohol addiction. Violence, In total. in the past. In the process in our city. Okay, hy is in MP formaat wat nou nie lekker gespeel word, dis nie haak so bietjie. Maar ek leer dit net mooi luister na die boodskap. Hy gaan nou heeltyd haak, maar haal dit uit jou brein uit die haak en kry net die boodskap gou agter dit. That's completely different. We recognize that it's building people. It's not building a church. This is not a church growth issue. This is a kingdom growth issue. And here we see that God's moving. The time won't you believe is coming. When young and old return to Jesus. Hemet, not a perfect town. Probably never will be. But Hemet is definitely in the process of transformation. Transformation is taking place. It is not the same community it was. To made a conscious choice to center the continuum. But Hemet is definitely in the process of transformation. Transformation is taking place. It is not the same community it was in the past. Honolulu was an extremely poor village. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, ignorance, witchcraft, cult, idol worshipping. In a few kilometers, we'll be entering the town of Almalong. The city's 20,000 inhabitants have made a conscious choice to center the continuum with ancestral spirit worship. As a consequence, Almalonga is today one of the cleanest, most prosperous towns in all of Guatemala. It's a city of churches. Many cite Almalong as a world-class example of community transformation. It may very well be. As many as 8 out of 10 residents now consider themselves born-again Christians. But it hasn't always been like this. Just 20 years ago, Almalonga was a dark and dangerous place. Suffered from poverty, violence, ignorance, and besides that, alcohol was the main problem. If you would go to Almalonga 20 years ago in the morning, 7 a.m., and walk the streets of Almalonga, you would have encountered many men just lying on the street because they were totally drunk.
We had many jails because there were so many problems. Chief of Police Donato Santiago recalls that people were always fighting. Officials built 4 jails, but even they couldn't contain the problem. Overflow prisoners were routinely bused to a nearby city. Domestic violence was especially pronounced. I talked to a woman who said that her husband would, if he didn't like the meal, that she would be beaten and just kicked out of the home. Pastor Mariano Riscaje, one of the key leaders of Al Malonga's spiritual turnaround, has similar memories. I was raised in misery. My father sometimes drank for 40 to 50 straight days. We never had a big meal, only a little tortilla with a small glass of coffee. My parents spent what little money they had on alcohol. In an effort to ease their suffering, many townspeople made pacts with folk deities like Pascual Bayon, the Lord of Death, and Mashimon, a powerful patron saint. Mashimon, he was the most important idol in Almolonga. When the Spaniards came to Almolonga 500 years ago, they found that the indigenous people, they were willing to negotiate certain things. But there was one thing they were not willing to do any deal about. That was Mashimon. That was too important an item for them. This syncretism created a powerful stronghold. Although Mashimon took on the form of a wooden mannequin, the spirit behind the idol held tenacious power over the people of Almolonga. It's just a wooden mask, but it's very powerful, a terrible stronghold that binds people. During these dark days, the gospel did not fare well. Outside evangelists were commonly chased away with sticks or rocks, while small local house churches were also stoned. Evangelical Christians were a despised minority. On one occasion, 6 men shoved a gun barrel down Mariano's throat. As they began to pull the trigger, he silently petitioned the Lord for protection. When the hammer fell, nothing happened. Delivered from death, Pastor Riscaje called his small flock into prayer. It was time to break the stranglehold of violence, superstition, and poverty. As the intercessors lifted their petitions heavenward, they were filled with a supernatural faith. We told the Lord, it is not possible that we could be so insignificant when your word says we're heads and not tails. We kept fasting 3 or 4 days a week, and every Saturday we held a prayer vigil. And that was what I think opened the door. People started to be delivered, and started to be saved and come to church. It was a tremendous, tremendous place. A revival would come. And then after these signs and wonders started taking place, and a lot of mass deliverances from demonic oppression, churches started growing. Is it true to die that when people cry, cloud the skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Undramatic healing involved a woman named Teresa. A botched medical procedure had led to the onset of gangrene. Her internal organs were literally rotting. I was in a lot of pain, so much that I couldn't walk. My whole body was paralyzed and I couldn't even eat or talk. She was very sick, and her condition got worse with every passing day. There was nothing we could do, so we decided to arrange her funeral because there was no hope for her. The house was filled with family members and neighbors had gathered outside. Everyone thought she was dying. The smell of death was everywhere. They called me to arrange the funeral, and on the way there, the Lord told me to pray for her. So I just went up to her bed and said, "In the name of Jesus Christ, get up." And she rose up instantly with no sickness in her body. I felt a warmth and I saw a bright light above me. Then I opened my eyes and I saw the pastor. I rejoice before the Lord for my healing, and I give thanks to God for my life. After they saw the miracle, my mother and all my brothers and sisters were converted.
With such dramatic testimonies, hundreds began giving their hearts to Christ. When people saw that the gospel started changing lives, they started taking note. People started becoming more and more attracted to the gospel because they saw the transformation in individual lives. Now there are more than 24 evangelical churches in Almalonga, a town of just 19,000. Mariano Riscaje's El Calvario Church seats 1,200 and is nearly always packed. The Holy Spirit's presence has not been measured by church growth alone. A walk through Almalonga's bustling commercial district reveals the impact of the revival's social transformation. Streets and buildings are named after biblical places. If foreigners find this display of faith extraordinary, Mariano sees it as perfectly natural. How can you say that you love God if you don't show it? Didn't Paul say, I am not ashamed of the gospel? Where once Almalonga was peppered with bars or cantinas, 36 in all, now there are only 3. And as the drinking stopped, so did the violence. For 20 years, the town's crime rate has declined steadily. In 1994, the last of Almalonga's 4 jails closed. The remodeled building is now called Hall of Honor for Police Chief Santiago. These are the good times. You don't have any jails in town now? Ahora, no hay ni una sola cárcel aquí en Colombia. No hay nada. No, nothing. Because you don't need them? Que porque no las necesitan. No necesitan cárceles ahora. No, porque no hay gente que cometa No, delitos. because there's no people that do trouble. Sí, no hay más delitos como antes. No, not like before. Even the town's agricultural base has come to life. For years, crop yields around Almalonga suffered from a combination of arid land and poor work habits. But as the people have turned to God, they have seen a remarkable transformation of their land. And Almalonga became a fertile village. It is so fertile that the land is so good. They produce the best vegetables. They get as many as 3 harvests per year. They sell their vegetables in Guatemala, south of Mexico, and El Salvador. Before the Spirit's turnaround, growers were exporting 4 truckloads of produce a month. Now they leave town 40 times a week. Nicknamed America's Vegetable Garden, Almalonga's produce is of biblical proportions. You have to see it to believe. Beets is 4.5 pounds. A carrot is this. It is just unbelievable. It's bigger than my heart. It's greengrocer. Intrigued by the dimensions of these vegetables and the town's 1,000% increase in agricultural productivity, researchers from the U.S. and other foreign countries have come to Almalonga to learn their secret. But the answer is not they expected. The wisdom that God gave the farmers in Almalonga produced better crops than the scientific method yielded. And the farmers constantly give the glory to the Lord for producing the bountiful harvest. Before, when we harvested the radish, it would take up to 60 days. But when God came into town, it only took 40. Now, quite often, it only takes 25 days to harvest. You can see a parallel between the people's faith and improving soil. At the same time people started believing in Jesus Christ as Lord and Savior, the vegetables started growing. Once people were set free, they started working. Once they began to work, they came financially. They started working the land better, and the land started producing better. Farmers pay cash for large Mercedes trucks and then emblazon them with Christian phrases. It is wonderful, and it is the result of the gospel transforming the community. Idolatry and superstition have fled, leaving behind a people dedicated to fervent worship and honest labor. Traditional stoicism has given way to heartfelt exuberance. Or when you have these 20 Protestant churches, very active, very militant, and very involved in praise, worship, deliverance, and so on and so forth. Despite their success, believers in Almalonga have no intention of letting up.
Many fast 3 times a week and continue to assault the forces of darkness through prayer and evangelism. As neighboring towns celebrate the Day of the Dead, the people of Almonga turn out en masse to honor the living God. The town's born-again mayor welcomed a crowd of almost 15,000 into the market square. They gathered to pray for a continued expansion of the gospel in their valley and around the world. The price we pay for this is holiness and consecration. Prayer and fasting gives victories over principalities. It wasn't a theological preparation, it was simply throwing ourselves to the Lord. I think in many cases when we talk about community transformation, we have a battle with unbelief. Is our God and is the gospel powerful enough to truly impact our community? Almonga teaches us yes. You had a community given to idolatry, witchcraft, alcoholism, disruptive families, and now you have a community transformed. And it's a good picture to us that yes, God can do it there and He can do it in my community. God has lifted us and we need to take advantage of this opportunity. We are a generation that God is going to use in the transformation not only of our community, but the whole world. It is a beautiful spectacle to go and see the impact of the gospel, because you actually can see it. And that's what we want for our communities, for our cities, and for our nations. For the last hour, we've followed the road to community transformation through neighborhoods on 3 continents. Maar een van die hele klomp wat hulle wys hoe die gemeenskappe letterlik getransformeer het. Ek's golden vanaand. Goed, so mag het vir julle sin dat ons verandering as die Here opdaag. En wat laat die Here opdaag? Die mense se keuses. Net die mense se keuses, niks anders te nie. En dis hoekom dit so baie belangrik is dat ons 'n keuse maak. Nou, ek was baie hartseer geweest oor 'n ding wat ek gekyk het. Ek was baie hartseer oor 'n predikant wat ek gekyk het wat ek nogal redelike respek voor gehad het. En hy lees 'n skriffie en hy sê die volgende. Hy sê ons kan nie vir hierdie aardse koninkryke bid vir seëninge en laat die Here noodwendig seëninge bring oor die hele land nie. Want ons is nie van hierdie wêreld nie. En dis die rede hoekom ons nou eintlik maar nou die afleiding wat ek maak, eintlik maar net moet sit en hande vou en wag vir die wegraping. Is dit waar? Ouens, dit is 'n gruwel. Ek dink dit is 'n gruwelike negatiewe persepsie wat vir iemand kan gee om te sê, weet jy wat, jy moet maar net wag tot die wegraping eendag plaasvind voordat jy nou gelukkig gaan wees. Voordat jy nou 'n goeie werk gaan hê, voordat jy nou weet 'n uitkoms gaan hê. Voordat jy nou 'n land se transformasie kan sien. Kom ons kyk wat sê Johannes 18 vers, en dis die skrif wat hy toe nou aangehaal het. Johannes 18 vers 37. En ek wil 'n regstelling letterlik maak hierso met hierdie skrifgedeelte. Hy sê vers 36 dis nou waar Pilatus vir Jesus op 'n kant toe roep en hy sê vir Jesus, kom gou Jesus, ek wil gou met jou praat. Nou Pilatus het 'n droom gehad, Pilatus se vrou het 'n droom gehad en sy het vir hom gesê jy beter hierdie ou vrylaat. En nou kom Pilatus en hy wil graag hoor of sy vrou nou waar gepraat het. Want hy wil ook nou heel waarskynlik nou nie iemand tot die dood veroordeel as hy dit kan verhelp nie. En hy roep Jesus een kant toe en hy sê vir Jesus hierso in vers 5 na Pilatus, is ek dan 'n Jood? U volk
en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen? Wat het u gedoen? Vra Pilatus hom. Jesus antwoord. Nou hierdie is 'n belangrike beginsel. Wanneer het Jesus hierdie antwoord gegee? 2000 jaar terug, toe hy nog gelewe het op aarde, voordat hy gesterf het, en voordat enigiets gebeur het. Voordat sy bloed gestort is, voordat hy vir ons sondes gesterf het, het hierdie gebeur. Jesus sê vir hom in daai dag, hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Nou, Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord. Nou, Jesus gee vir hom 'n profetiese woord. Want onthou, Pilatus het op die bordjie bo Jesus se kop geskryf, Jesus, koning van die Jode, in 4 verskillende tale. Dus dit is die profetiese woord wat Jesus vir hom sê, dis wat jy gaan skryf, Pilatus. Hy sê, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen dan wat uit die waarheid is, luister na my stem. Nou die belangrike klem hierso is, wat hierdie pastoor toe nou aangevoer het, waar Jesus antwoord sê, my koninkryk is nie van hier nie, van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hierdie, want tereg, die disippels is uit mekaar uitgejaag. Petrus het vir Jesus verloon. Maar, wat het gebeur na die uitstorting van die Heilige Gees? Het hulle ook nie vir Jesus geveg nie? Of het hulle vir Jesus geveg? Inteendeel, hulle het so hard vir Jesus geveg, dat hulle doodgemaak is. Filippus is met klippe doodgegooi. Hulle het vir Johannes, die disipel, probeer kook in olie. Dit het hulle nie reg gekry nie. Hulle het, vir Paulus het hulle onthoof, het sy kop afgekap. Petrus is onderste bo begrawe, onderste bo gekruisig. Het hulle geveg vir Jesus? Of het hulle nie geveg vir Jesus nie? Ongetwyfeld ja. So met ander woorde, moenie vir my kom sê, hierdie is 'n toekomstige uitspraak van Jesus, waar hy gesê het, my dienaars sal nie veg nie. Hierdie is 'n uitspraak gewees, omdat Jesus nog nie koninkryk gevestig het op aarde nie, want hy het nog nie gesterf nie. Koninkryk kon eers gevestig gewees het, die oomblik toe Jesus gesterf het. En hy die sleutels van die dood en doodryk gevat het, soos wat Johannes 1 vers 18 vir ons sê. En toe kon die dienaars veg. En toe is ons dienaars. Tot in ons dag, tot in ons tyd. En nou, kan ons nou vir 'n land bid, vir 'n dorp bid, vir 'n stad bid, om te bekeer en hierdie mates van vrugbaarheid te kan hê, sukses te kan hê, voorspoed te kan hê? Ongetwyfeld. Ek meen, hierdie is nou net 1994, is nou die dag gewees. Julle is nog nie so lank in die land nie, maar vir my en van ons geleedere, is dit nou die dag gewees. En as ons sien wat hulle gedoen het, om dit te kry, hulle moes dit hulle nonsens gestop het. Ophou drink, ophou hulle vrouens slaan, ophou dwelms gebruik, en ophou om hulle afgode te dien. Want hulle het die God van die dood gedien daarso. En kyk, was hulle vrugte en groente gewees. Een keer 'n maand, een keer 3 maande, as dit goed was, as dit 'n goeie seisoen was. En nou is hulle tot, weet hoeveel keer 'n week, wat hulle groente, wat is dit 40 keer? 'n week wat hulle uitgaan, en hulle vrugte en groente gaan verkoop. En kyk hoe lyk die vrugte en groente. Kyk hoe lyk daai wortel. Hoekom? Omdat God die grond vrugbaar maak, die oomblik as ons begin glo. Die oomblik as ons begin om die sondige leefstyl op te gee. Maar ook, hierdie ouens het gevas en gebid, hulle het geestelike oorlogvoering gedoen. En wat het hulle gedoen? Hulle het koninkryk teruggewen vir Jesus Christus. En dis nou wat hierdie ouens sê, ons kan nie koninkryk op aarde terugwen vir Jesus nie. Ouens, dit maak my baie hartseer. Want as ons dit nie kan doen nie, is ons verdoem. En dit is hoekom ek wil vir jou graag 'n paar skriffies lees, net om dit te bevestig. 2 Korintiërs 5 vers 20. Paulus kom en hy bring 'n boodskap van Jesus. Hy sê,
Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Nou die Engels sê, we are ambassadors for Christ. Dit beteken, ons moet 'n koninkryk oprig hier op aarde, en mense in die koninkryk kry. En dan wanneer ons koninkryk oprig, dan sal dit selfs vrugbaar wees. Dit sal goed gaan, daar sal geseën word. Daar sal nie agteruitgang wees, daar sal vooruitgang wees. Jy hoef nie bekommerd te wees oor 'n huwelik nie, jy hoef nie bekommerd te wees oor 'n kinders nie, jy hoef nie bekommerd te wees oor 'n werk nie, jy hoef nie bekommerd te wees oor siektetoestande en al daai tipe van goed, COVID wat mense plat trek in die bed nie, wat ek nog steeds dink is 'n foefie. Ja, daar is 'n ding soos COVID, maar glad nie soos wat hulle sê dit is nie. In elk geval. Kom ons kyk wat sê 2 Kronieke 7 vers 13 tot 15. Hy sê, as ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, luister nou baie mooi, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan, daar's 'n resultaat. Dan sal ek in die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees, presies wat hier so gebeur het. Hulle land selfs genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die stem van hierdie plek. Met ander woorde, ons is nie verdoem nie. Ons is nie verdoem op hierdie aarde nie. Ons hoef nie te wag vir die wegraping eendag nie. Ons moet gereed wees daarvoor, maar ons hoef nie te wag vir die wegraping. Ons kan bid vir hierdie land, dat die Here hierdie klomp mamparas van hulle poste af onthef, en iemand dalk daar sal sit wat dalk net regverdig is vir almal. Ons het nie 'n Christelike ou eers nodig nie. Hy moet net regverdig wees oor almal. En hom toelaat dat almal kan werk en almal inkomste kan genereer. Dan gaan dit beter gaan in ons land. Dan kan ons land vrugbaar wees. En dan gaan almal van ons uiteraard ook kan saamwerk in die proses ook. Maar kom ek sê vir jou, politiek is die slegste ding vir 'n land. Want dit is politiek wat eintlik die rampokkers veroorsaak. Dis politiek wat rasisme veroorsaak, nog altyd. Selfs van die wit regering af. Dis politiek wat rasisme veroorsaak. As dan nie politiek was nie, maar was die rassistiese gemors nie in ons land nie, en dan was nie, ons land sou nie in so gemors gewees in elk geval nie. So, ek en jy het werk. Julle ouens ook. Verstaan julle hierdie boodskap? Jy gaan vrugbaar wees as jy die Here vasgryp. Vrugbaar beteken ook, jy gaan 'n eksamen skryf, en jy gaan hom net so slaag. Die Here gaan vir jou voorsien. Beteken, jy gaan by jou werk dalk bevordering kry, of dalk 'n nuwe deur gaan oop en jy kry beter werk, of wat ook al. Ek het 'n fenominale bevorderingspos gekry by Siemens destyds, omdat ek net gehoorsaam was aan die Here en gedoen het wat hy gesê het, ten spyte van die feit dat ek nog nie eens 100% daar was waar die Here wou gehad ek moes wees nie. Ek en Sarit was net gehoorsaam. Ons het seminar aangebied, ons het jong mense bedien. Daai tyd het ons nog net met die jong mense gewerk. Ek is te bang vir volwassenes gewees. En ons het net gedoen op daai stadium wat regtig 'n begeerte was in ons hart, ons die Here met 'n passie gedien. En kom ek sê vir julle, aan die einde van die dag het die Here ons finansies ook genees, want ons was ook gesekwestreer. Ons het ook sonder kos, kom ons sê, kos wat ons gekies het gesit. Ons het brood en eier meeste van die tyd gegee vir 3 jaar. As gevolg van die verkeerde keuse wat ek gemaak het. Nie wat die Here gedoen het nie. En weer eens, die oomblik toe ek die regte keuse maak, die oomblik toe ek die regte besluit maak, die oomblik toe ek terugkom na die Here toe en die Here begin dien, weer met 'n passie en 'n hartsbegeerte en 'n lus, wat gebeur? Die begin die Here bou. Die Here genesing kom maar net in allerlei areas van ons lewe, die oomblik as jy die Here staan en vertrou. Nou, is dit nie so nie. En dit is hoekom ouens. En die ding is net, die grootste en slegste ding is godsdiens. Wie het al gehoor van godsdiens? As godsdiens in die kerk kan kom, dan gaan die Heilige Gees by agterdeur uit. Godsdiens is die slegste ding. Hierdie hoë preke en hierdie hoë gebede. En jy moet pastoor sê, hoor, anders te gaan jy nou. Weet, vir die raad in sensuur geplaas word. Dis die grootste klomp nonsens. Jesus sê, jy mag nie as 'n leermeester, as ek 'n leermeester is, mag jy my nie eers, pastoor of iets noem nie. Die Bybel sê so. So kom ons kom op daai plek waar ons werklik die Here vasgryp. Waar ons gaan vas en bid. Waar ons werklik in absolute oortuiging vir die Here gaan staan. Sy naam gaan groot maak. Kyk wat sê Matteus 9 vers 35. Nou hierso praat hy van die koninkryk. Onthou, hierdie was koninkryk wat hulle gebring het. Die pastoor is afgevaardig. Die Here het vir hom gesê, ek wil hê jy moet almal langs toe kom. Hierdie pastoor sê, Here, daar's nie 'n manier nie.
Here sê, wel, dan gaan jy nêrens anders heen nie. Want jou gemeente gaan nie groei nie, en dit gaan nie my wil wees as jy bly, waar jy in die cozy nesie is, waar jy lekker salaris jy kry, en alles is nice nie. En hy en sy vrou trek toe na hierdie horrible plek toe, waar mense op die strate lê, en hulle is dronk, en hulle slaan hulle vrouens, en daar's, wat het gesê, 10 tronke of iets? In so 'n klein plekkie, 10 tronke. Hoeveel kroe was daar? 20 kroe amper. Huh? 34 kroe. Ja, daar's te veel gevangenes gewees. Moes hulle wegvat. En hier kom hierdie twee mensies. Hulle bring die koninkryk saam, want waar is die koninkryk? Dis in ek en jou. En nou begin hulle koninkryk uitbrei. Elke mens wat hulle wen vir die koninkryk is grondgebied wat gewen word vir die Here, wat weggevat word van die duiwel af en gewen word vir die Here. Totdat hulle fisiese grond selfs vrugbaar is. En dis wat gebeur het. En dan kom Jesus in Matteus 9 vers 35, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk. Evangelie van wat? Van die koninkryk verkondig. Nou wat gebeur in 'n koninkryk? In 'n koninkryk moet ons heers. Help nie, daar's 'n koninkryk en niemand heers daar nie. Wie moet heers? Ek en jy moet heers. Hoe klein julle ook al is, hoe jonk julle ook al is, ons moet heers. Ons moet dit opneem, ons moet die swaard vat, en ons moet die duiwel veg, want ons het die autoriteit om dit te doen. Daarom kan ons nie sit en bolletjies rol en wag vir die wegraping eendag. Ek weier om stil te sit en wag vir die wegraping eendag. Die wegraping gaan great wees, maar ons kan nie net stil sit en wag daarvoor nie. Hy sê, nou kyk wat gebeur in die koninkryk. Hy sê, Jesus het rondgaan in al die stede en dorpe rondgaan en hulle sinagoges geleer en hulle kerke geleer. So, ons kan in 'n kerk leer ook. En die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En verder sê hy ook, en hy het duiwels uitgedryf uit hulle uit. Met ander woorde, wat gebeur in die koninkryk? Selfs genesing vind plaas, selfs vrymaking vind plaas, 'n nuwe lewe begin, 'n nuwe seisoen begin, 'n nuwe persepsie in jou kop begin selfs. En dit is hoekom ons kan nie alleen glo dat ons nie autoriteit genoeg het om 'n koninkryk vir Jesus te kan bou waar selfs die fisiese grond vrugbaar kan wees nie. Want die Bybel sê dit dan. As God die land genees, wat beteken dit? Beteken mos daar gaan vrugbaarheid wees. Daar gaan werk geskep kan word. Daar gaan geld ingebring kan word sodat mense kan kos koop en ook verander kan sien, skole kan bou en kerke kan bou en daai tipe van goed. Dis wat moet gebeur. En dit kan alleenlik gebeur as God die land genees. Nou die Here kan nie net die land tjoef, of hy gaan nie noodwendig net die land genees nie. Hy begin by van huis tot huis genees. En as hy van huis tot huis begin genees, begin al hoe groter en groter en groter en groter uitkring. Soos 'n druppeltjie wat jy in 'n dammetjie gooi en daai ripple effek gaan uit. En dan begin dit genees rondom. En dan begin jy mense aansteek, aan die brand steek met dit wat hulle sien ook gebeur. En uiteraard aan die einde van die dag gebeur Jesaja 60 vers 18. Het julle hom? Ouens daar op Facebook? Jesaja 60 vers 18 sê, van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie. Wanneer? Dis nou as ons koninkryk vir Jesus wen. Van geweld sal nie meer in jou land gehoor word nie, van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie. Maar jy sal die mure heil noem en jou poorte lof. Dit beteken ons sal dit aan die Here toewy. En dit is ook om ons, groot en klein, so jonk jy ook al is, moet leer om geestelike oorlogvoering te doen. As daar 'n demoniese gees of iets is wat jy raak sien, om jy daai ding sê, uit my huis uit, of uit my lewe uit, of uit my klas uit, of waar dit ook al jy dit raak sien, en dat daai ding die trekpas kry en jy dit nie sal duld nie. Ek het hoeveel keer vra vir Sarie, dan voel ek daar's 'n irritasie in ons kamer. Want die duiwel gaan nie ophou nie. Hy hou nie op net omdat jy 'n Christen is nie. Hy sal homself nog steeds op jy probeer afforceer. Dan spring ek daarop en bestraf ek daai ding. Dan voel ek hoe die hoendervleis so oor my vloei. En ewe skielik, dan voel jy daar's 'n salwing. Dan voel jy, daai aand slaap ons so lekker, ons kan die volgende oggend nie eens wakker word nie. Nie as die wekker maak ons wakker nie. So lekker slaap jy dan. En dit is ook, as jy kyk hoe na die perseel, kyk hoe vrugbaar is net hierdie grond van ons. Sarie druk goed in die grond in. Ek weet nie hoe kry sy dit reg nie. Sy druk net 'n stokkie in die grond en begin die ding groei.
Ek het my oor 'n mik gesukkel op 'n stadium in ons ander huis om 'n avokadopeerboom te plant. So dit sit 'n avokadopeer, wat ook al, put in water, en sy plant hom en daar is nou 'n groot boom. Sonder enige moeite. Hoekom? Ek glo die seën van die Here is op hierdie plek. Want ons probeer na die beste van ons is nie perfek nie. Ek wil hê dat julle moet weet. Daar is nie 'n manier dat ons perfek is of sal wees ooit nie. Ons is ook nie so heilig, so holy dat ons nou dit aanbid moet word nie. Niemand, as iemand enige iets praat van my wat so heilig is, asseblief. Jy kan presies dieselfde goed doen as wat ek doen. Ons leer dit ook vir die studente in die klas. Maar dit gaan oor die ywer. Dit gaan oor hoe ywerig is jy om die Here te dien. Hoe oorgehaal is jy om die Here te dien? Hoe passionate is jy om Jesus te dien, om ook hierdie goed in te kry en ook dit aan ander te kan oordra? Want die oomblik wanneer dit gebeur, dis wanneer daar radikale veranderings plaasvind. Dis die oomblik wanneer daar kan nie meer 'n demoon op jou plek wees wat daar bly nie. Hy gaan miskien kom besoek aflê en kyk of hy nie kan traai nie, en as hy sien hy kan nie traai nie, dan gaan hy gaan. En jy moet sorg dat jy nie vir hom oop deure gee natuurlik nie. En die oomblik wanneer dit gebeur, kyk gou Matteus 13 vers 11. Jesus praat met hierdie ouens. Hy sê, toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Aan wie is dit? Aan die wat nog nie glo nie. Want Jesus het nog geleef. So min mense het nog geglo in Jesus. Maar die disippels het die verborgenhede, wat is die verborgenhede? Siekes word gesond. Bevryding van plaas. Jesus sê vir Petrus, gaan haal 'n muntstuk uit die vis se bek uit. Ek meen, hoe weird is dit nie? Né? En hier gaan hy net haal 'n muntstuk uit die vis se bek uit om in die verander bakkie te gooi. Voorsiening, oralster. En dit is wat hier so gebeur. En dit is hoekom, as ons kyk na die Onse Vader, van Matteus 6, dan sê die Onse Vader, Jesus bid hom, en hy sê, dis hoe jy moet bid. Laat u koninkryk kom, hoe? Soos in die hemel, net so, op die aarde. Hoekom sal hy dit gebid het? Dis een van die hoofaspekte van Jesus se gebed. Is dat die koninkryk van die hemel, is daar siekte in die hemel? Is daar tekorte in die hemel? Is daar kwaad en woede en aggressie en 'n taxi wat voor die inry in die hemel? En die kwaad word vir hom? Nee. Dis wat die Here op die aarde wil hê ook. Hy wil hê met soveel vrede in jou omgewing wees, in jou direkte omgewing wees, dat het moet veel voel soos hemel hierso. Dis hoekom Jesus gebid het. Laat dit wees op die aarde, net soos in die hemel. Want die Here gee vir ons die autoriteit. Ek meen, as jy kyk na hierdie dorpie, daar is omtrent seker so, ek dink so 6, hoeveel skaatjies? So 6 dorpe en stede wat hulle noem hierso. Ek gaan kyk of ek hom kan omsit en op my YouTube kanaal kan sit. Maar dit is fenomenaal om net te sien hoe die koninkryk van God gebou word in 'n gemeenskap en die mense wat die Here, hoe meer mense, dat die koninkryk is net die pastoor en sy vrou gewees. Dis waar die koninkryk in hulle huis. En dit kring uit na die volgende huis, die vrou wat genesing ontvang het. En haar hele familie. En toe seker hulle vriende en families. En toe hulle vriende en families. En dis waar die hele koninkryk toe begin het. En toe genees die grond en kyk wat sy opbrengs. So kom ons vat die woord van die Here as die waarheid. Ons hoef nie te wag vir die wegraping om vrede te hê nie. Ons hoef nie te wag vir die wegraping om geseën te wees nie. Hoeveel mense het ons voor gebid wat nie werk gehad het nie, ewe skielik kom die Here en hy gee vir hulle werk. Ek meen, ek het nou weer 'n ou gehad wat gekom en sê, weet jy, daai het al Frans, ek het my gebid vir 'n werk, ek het vir hoeveel jaar nie werk gehad nie. En ewe skielik kom die Here en hy gee vir my werk. Dink vir 2 jaar die ou nie werk gehad nie. Nou die dag weer. En hier gee die Here vir my fenomenaal werk. Hoekom? Daai ou het opgestaan, hy het sy Jannie Jammer ding gelos, Jannie Jammer houding gelos, né? En hy het Jesus begin vasgryp. So kom ek en jy los daai selfbejammering storieetjie. Begin die Here vasgryp en kom ons draai. Die Here sê vir ons in sy woord, toets my en kyk of ek nie die sluise van jou vir jou sal oopmaak nie. Die Here sê ons kan dit doen. Ons mag dit doen. So, ek sluit af met Lukas 17 vers 20 tot 21, net is 'n bewys
Toe het die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het Jesus hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens en hulle sal ook nie sê, kyk hier of kyk daar, maar die koninkryk van God is binne in julle. En raai wat gebeur, as ek op 'n stuk grond staan waar die koninkryk is, dan word daai stuk grond vrugbaar. Of die werkplek waar ek is, of die gesin waar ek is, of die kerk waar ek is, dan begin die kerk vrugbaar word. En die mense daarin word vrugbaar. En dit is hoekom, aan die einde van die dag, is dit net hang af van ek en jou. En ons, hoe ons gaan reageer daaroor. Nou, ek sluit af vir die laaste keer, met Filippense 3 vers 20, my laaste vers. Want ons burgerskap is in die hemele, terwyl ons nog leef, terwyl ons nog opkom, want dis waar ons seëninge vandaan kom, ons seëninge kom vandaan af, dis nie jou werk wat jou seën nie, Jari, dis nie jou werk wat jou seën nie, die Here bless jou werk, sodat jou werk vir salaris kan gee, die Here bless hierdie plek, sodat ons kan inkomste kry ook, die Here bless Sakkie se werk, dat hy inkomste kan kry, en ek weet, daai karplekkie van jou gaan geseën word, om inkomste te kry, en net so julle daar op Facebook, maar wat moet jy doen? Dra die koninkryk uit, en begin vas staan in dit wat die Here gee, hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser, ons verlosser verwag, Here Jesus Christus. So, ons burgerskap is in die hemele, en dit is ook om ons trek daai stukkie hemel af, waar ons staan, sodat die vrugbaarheid sal wees. En sodat ons land kan transformeer. Ons land kan transformeer, maar dit gaan 'n klomp Christene vat, om dit te doen. Nie klip Christene nie, nie Christene met die haan op die kerktorings nie, Christene wat in Jesus Christus glo en weet hoe lyk geestelike oorlogvoering. Julle was in die geestelike oorlogvoering lesing gewees, as julle weet wat dit behels. So ons het opstaan en dit doen. Hierdie ouens, hulle het, so later het hulle 'n stukkie gewys van die vrou wat witchcraft gedoen het in die dorpie, hoe die gemeenskap haar uitgejaag het uit die dorp uit, en sy het seker nou gaan bly by die ander dorp waar hulle die dood toe gaan dien het. Dit is kosbaar. So dis ons verpligting, ons moet dit doen. Ons moet nie afhanklik wees van wie ook al ons dink dit kan doen nie, ons moet begin doen. En ons moet begin koninkryk uitdra. Reg so? Wie vir julle daar op Facebook sê, stem saam, dat die oomblik wanneer ons begin koninkryk uitdra, dan beteken dit die koning van die koninkryk gee vir ons guns, want ons is sy gesandte, want ons werk en ons sal ook definitief vir ons koning veg. Daarom, by jou werk, by jou skool, waar jy ook al is in jou vriendekring, as hulle vuilgrap vertel, dan draai jy om en jy stap weg. Jy hoef nie enigiets te sê nie, laat hulle net die boodskap kry. Jy gaan nie meer duld nie, want jy veg vir jou koning. En dit is die goeie geleentheid wat die Here dan die koninkryk kan bou. Goed? Kom ons bid, ons vra die Here se blessing. Here, ek wil bid dat elkeen wat hierdie kort boodskapie gehoor het, regtig dit ter harte sal neem. Sal voorsien, Here, dat daar werklik 'n deurbraak sal wees in mense se finansies, mense se huwelike, mense se kinders se lewens. Siekte toestande wat mense dalk het in hulle liggaam, Here, daai goed sal verdwyn, sal breek in Jesus naam. Mense gesond sal word, en selfs as daar demoniese goed in mense se lewens of hulle huise is, daai goed uitgewerp sal word, hulle die vrede van die Here sal ervaar, daai absolute Jesus gesindheid sal hou, en sal dra, en sal hê. En ons dankie, Here, vir mense wat regtig bereid is om dit te doen, wat nie net wil kerk toe kom, om na 'n mooi boodskap te luister nie, maar wat bereid is, om eintlik op te staan, en hierdie klein goedjies vir Jesus te kom doen. Here, ek dankie daarvoor, dankie vir mense wat se harte versmelt is met Jesus Christus, en wat passievol is oor die woord, wat passievol is in hulle geloof, en wat passievol is om hierdie land te sien verander, soos wat U vir ons 'n belofte ook gee, dat van geweld sal daar nie in jou land wees nie, maar dit is ons wat moet opstaan, en dit moet bewerkstellig. Dankie daarvoor, Here Jesus, vra dat U die wat nog nie in ons land tot bekering gekom het, tot wedergeboorte gekom het, selfs die rampokkers, selfs die ouens wat in die voorry staan, Here, van die bendes, dat hulle tot bekering en wedergeboorte kom, in die koninkryk sal inkom, en hulle hele groep sal transformeer. In Jesus naam bid ek dit. En ek eer U naam daarvoor, Here Jesus, dat U 'n God van wonderwerke is, dat ons hierdie wonderwerke nog gaan sien, ons gaan nie kan glo wat in die land gebeur as ons gaan vas staan nie. En ek dank U daarvoor, Here, dat wanneer ons dit sien, sal ons begin glo dat Jesus Christus eintlik
die een is wat dan hierdie land so getransformeer het, dat almal 'n regmatige plekkie in die son kan kry in hierdie land. Ons dank U daarvoor, ons eer U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. Awesome. Nou ja, kom ek wees baie eerlik met julle. Ek sê vir Sarit, seker 'n halfuur voor die, ek sê vir ek het nie 'n klou wat ek moet sê vanaand nie. Ek weet nie wat wil die Here bring nie. En ewe skielik lees ek nou 'n Bybelversie raak, wat my toe herinner aan die boodskap wat hierdie pastoor gepreek het. Dit is 'n Amerikaanse pastoor, dit is niemand hier so naby nie. En ek sê vir weet jy, dit maak my so hartseer eintlik. Dat iemand, ek weet hy het iets soos 200-300 000 mense op sy YouTube blad. En dat hy hierdie goed sê, dat ons nie kan bid, dat die Here hierso kan herstel wat plaasvind nie. Dis my hartseer. Ons is nog steeds op hierdie aarde, en ek wil lekker lewe op hierdie aarde. En ek wil dit vir Jesus doen. So kom ons gee aan die Here lof en eer. Julle op Facebook, baie geseënde res van die aand. Sien julle Sondag. Sondag, baie belangrike diens. Moet dit asseblief nie misloop nie. So as jy dit kan maak, kom hiernatoe. Anders skakel dan in op Facebook. En moet dit net nie mis nie. So ek glo die Here gaan vir ons 'n skerp woord gee vir Sondag. Dis nou 9:00 Sondagoggend, vir die van julle wat dit nou nog nie het nie, en mag julle almal geseënd wees. Bid vir julle, en dankie vir julle gereelde inskakeling, dankie vir julle finansiële bydraes ook vir Shekinah, want dit help ons om ons verpligtinge ook na te kom, en dankie dat julle so ywerig is oor die woord van God, en julle wat hier so is. Ek meen, is awesome, om 'n klompie mense te sien wat hier so is vanaand. Ek meen, as ek vat Marlene, jy's nou hoe laat is jy so gewees vandag? Seker om 5:00. So ywerig om die woord te hoor. Nou sak jy net na werk. Shame, jou arme het so hard gewerk vandag. En ag, dis kosbaar, ek is lief vir julle. So ek is lief vir julle ook wat moeite doen om in te skakel, en daar's van ons mense wat baie ver bly. Ek dink Anne-Marie hulle kyk ook, as ek reg is. Dankie ook vir julle. Hulle is daar in, ek dink Rustenburg se kant, naby Rustenburg. Baie dankie ook vir julle, en NF hulle kyk gewoonlik daar van die Kaap af. Daar's tot Namibiërs wat kyk. En van die Liesel kyk ook. Liesel, baie welkom ook op ons groepie. Ek sien sy kyk ook gereeld. En mag jy gebless, sy's van die Kaap. So mag jy ook gebless wees. Mag hierdie woord vir julle iets beteken, want kom uit die hart van die Here uit my hart uit. Ek kan nie sulke preke opdink nie. So mag die Here julle ryklik seën in Jesus naam. Amen. En baie van nou.